Lekker, Hammy? Hallo Rikus, hoe gaan met jou? Hoorie, gaan goed met my, Is hoor. dit? So, die vraag het my so van laasweek af verander, dat ek elke keer vra ek vir jou, het jy gedrink die week? Maar jy het ons nou opgehou drink, dis nou 3 weke. Dis nou 3 weke wat ek nog glad nie drink nie. En ek dink ons moet net vir die mense daar buite sê, ek en jy het eintlik 'n wetenskap aangegaan. Ja, Vir die ou wat eerste drink, moet die ander ou 'n kontantbedrag gee. 10.000 10.000 rand betaal. Ons het so wetenskap aangegaan. So as julle by 'n funksie is en julle sien vir my of wel nie vir my nie, vir Rikus drink, neem asseblief 'n foto vir video, ja. en dan stuur dit net vir ons na ons Twak Praat website toe. En so maklik soos dit. That's it. Ek weet ek gaan wen. Dit is so no-brainer eintlik. Mense julle kan self besluit wie dink julle. Ek gaan nou vir ons gas ook vra as ons hom nou voorgestel het, want hy ken my baie jare en hy weet. Welkom, ek sê dit so vir jou. Ek skuld jou 10.000 rand want ek het vir my whisky in my versekerbeker gegooi. Nee, ek spot. Sit my, cheers my gou daar, charge my op my verseker, op ons versekerbeker. Verseker weer eens baie dankie vir ons bekers. Ek het vergeet om laasweek vir ons te sê, die game, as jy enige tyd tydens die Twak Praat episode sê verseker, dan moet jy 'n slukkie van jou dop vat. Ek en jy het nou obviously nie alkohol nie, maar alkohol in nie. Maar ons gas het moontlik wat ons nou gaan voorstel, het miskien ietsie sterkers in sy verseker beker. Rikus, ek het gou vir jou 'n vinnige vraag. Ja. Het mense jou al verwar met iemand look gewys? Want jy is nou al, ek meen, jy is nou al in die bedryf van 2003 rond, 2002 rond af. Daar's een mens, maar ek gaan nou ook sommer met die interrupslags nie meer nie. Okay. Want ek het nou 'n bietjie uitgesit intussen en ek raak grys. Maar jare terug, ek beloof jou en jy gaan hom nou self ook vra, het mense ons regte, ek het al handtekeninge van hom uitgedeel by Sun City. Ja. Sê hulle, Nicholas, kan jy handtekening kry? Dames en here, Nicholas Lou, wat 'n voorreg, lekker om jou voorreg is myne, my bra. Yes, ou Nick. Onthou jy daai? Ek onthou dit, ja. En ek moet sê, ek het saam met jou uitgesit, so ek dink ons vang nog wel by mekaar. So julle is nou weer by Ja, mense, julle 100%. nee, dink julle is dieselfde mens. Maar julle het albei daai tyd sulke langerige hare mos gehad. Ja. Ja. Jy het ook sulke lang hare gehad. Ja. So daai takkaar look. Ja. Yes. Ek dink mense het gedink ons is vuil mense. Ja. Maar ek meen ek was nooit vuil gewees en ek dink ek het daai tyd 2 na 3 keer 'n dag geshower en my hare elke keer gewas en so aan. So was nie vuil nie. Dit maar net daai skollie look gegee. Dit was maar net die look. Jy het brilkrem in mos in jou hare gesit. Jong, hoekom ek het baie goeders in my hare gesit. Dis die lekker ding van jou. Hoekom ek so bly is, ons het jou as 'n gas. Jy het altyd daai, wat sê Engelse woord of in Afrikaans misterieuse, wat mense, hulle ken jou, maar hulle weet nie regtig wie jy is nie, en dit is so lekker, ek wat jou ken, nou nie dat ek en jy nou in elk geval al saam verskriklik gebraai het nie, maar ek wens mense kan weet wie is jy eintlik, want een van die naaste ouens, jy's altyd, jou werk etiek is so goed, jy is altyd op tyd, jy is altyd voorbereid, as ons by 'n groot fees is, of 'n sing-along, konsert, of whatever het mag wees, hy is altyd die ou, hy ken sy woorde, hy is op tyd, hy is nooit laat nie, weet, pluggie. Ek dink is omdat ek so baie in die moeilikheid gekom het in die vroeë jare. Is dit toe jy jonger was jy meer in die moeilikheid gewees? Ja. Onprofessioneel. Maar nee, dit is vir my die voorreg, dankie Rikus, en ek moet sê, dis lekker om soos jy te lyk. Ja, vir my is dit 'n flippe eer. Onthou, Rikus het 'n paar jaar meneer Rustenburg gewen, hoor. So dit is in 'n ry. Dis die look wat 'n ou wil hê. 1996. Tyd vir 'n comeback, my bra. Ek dink, hoe kan ek en jy is ewe oud ook, ons hoef jy ons ouderdom te gee, maar ek het so vermoed, ek en jy is dieselfde. Maar hoorie my Nick, ek vra nou die dag vir Rikus, en jy was, ek meen, jy's nog steeds in die musiekbedryf, en jy sing nog, maar ek dink daai tyd 2004, 2005, was jy was baie populêr daai tyd gewees. Ja, daai tyd was dit was amper die piek van jou loopbaan. Ek sê altyd die flavor of the month daai tyd. 100, maar daai tyd onthou, toe hy hom massive geslaan. As ek mag, dit was 2004, as ek reg onthou. Ja, 2004 het ek laat loop met Maya hier. Dit is 5 Rock Die Lifey was eintlik die piek gewees. Ja. So hy het my deurgedra na so 2007.
Ja, my vriend. Hoorie, maar show gewys, jy was op die pad 24/7 daai tyd, né? Ja, ek was daai tyd ek het op 'n stadium met ek my shows verminder want ek kon dit fisies nie meer doen nie. Ek weet nie hoe die Amerikaners dit doen nie, want ek kyk na hulle skedules baie keer en doen hulle 30, 31 shows in 'n maand en ek het 1 maand 28 shows gedoen. En Liewe genigtig. dankie. Sorry vriend, nee, ek sien nou daai ding. Yes. So ja, ek het eenmal in my lewe 28 shows gedoen in 'n maand en ek weet nie hoe hierdie ouens in Amerika en die internasionale ouens. Hulle sing daarom seker minder regtig as ons. Ja. Ek sing regtig. Ja. Daai Wie wat sien ek doen hulle ook nie, is hulle kap hom nou soos jy sê, maar dan het hulle ook 2 maande af. Okay, So ek het al gecheck dit. Obviously, hulle werk vir 2 maande kliphard, dan vat hulle vir 2 of 3 maande af en dan vat hulle hom weer, jy weet. Maar selfs met dit, jy sal nou weet, nou nie dat ek vocally kan praat nie, maar julle ouens wat regtig kan sing en gooi, vocally om soveel shows te doen in 'n maand. Ek meen jy gaan fisies nie hou as jy soos jy sê as jy regtig sing nie. Nee, dit maak seer. Dit maak verseker seer. Ek meen ek het op 'n stadium, ek dink dit was hierso in 2007 of in 2008. Toe het hulle my actually afgeboek vir 'n maand dat ek geensins mag en ek kon ook nie praat nie, so ek het Namibië toe gegaan. Jy ken verseker vir Nick de Pre. Ja. Toe het ek Namibië toe gegaan en ek het in sy strandhuis gaan bly vir 2 weke en ek het nie eers by die deur uit gegaan nie. Ek het alles voor die tyd gekoop. Nie 'n woord gesê nie 'n mens gesien nie. Wow. En dit het nogal 'n groot verskil gemaak. Die enigste probleem. Moes jy toe na die 2 weke van vooraf leer praat weer? Nee. Basies weer leer sing en weet jy, want dit was die enigste keer in my lewe wat ek kortison op my stem gebruik het. Yes, ja. En dit is nie goed vir jou nie. En my vokale afrigter het ook daai tyd vir my gesê, Nicholas, jy gaan 'n snaakse ding ervaar wanneer jy weer begin sing. Gaan jy bang wees om te sing. En ek sê vir jou, en ek klap toe sommer die eerste ene was Firkin, bra. Na maand se stilte toe hardloop ek in Firkin in. Yeah. En ek sê vir jou, ek het vrees gehad oor, jessie, want ek meen ek het vir 2 weke nie gepraat nie, na daai 2 weke het ek minimaal gepraat. Ja. Never mind, sing nog. Maar hoe dit toe gegaan? Was hy fine? Dit was wonky. Maar dit was maar meer van versigtig wees. Dis nie my stem was toe weer 100% terug en gesond. Jou stem gaan mos weer terug in voor hy gebreek het. As jy so lank stil gebly het. So hy moet net weer breek. Dit klink of jy heliumballon. Ja. Gesuig het, ja. Ja nee, jy sing baie lig. Hoorie, maar dit was 'n goue era vir jou daai. Dit sou jy alles dieselfde weer oorgedoen het as jy nou kan sou jy hom bietjie anders benader. Ja, nee, ek sou. Die eerste ding, ek dink ek weet nou, ek kan nie praat vir julle nie, maar ek dink baie kunstenaars leer met tyd dat mense jou misbruik. Ja. En dit kos jou baie geld. Natuurlik. Jy weet jy gaan op die pad nie betaal vir almal al daai tipe van goeders wat nie reg is nie. As jy by Checkers werk, gee hulle nie elke dag vir jou 2 pies om te vreet. Presies. Ja. Jy weet en ek het nie 2 pies gegee nie. Ja. Jy weet so as daar sushi moet geëet word, dan koop jy vir almal sushi. Dan stap jy met 'n 3000 rand rekening. Jy praat nou van bandlede en ouens wat saam met jou toer. Ja, jou crew, ja. En so dis die eerste ding, ek sal nie my kop verloor met luister nou moet jy skielik vir almal betaal nie. Dis die eerste ding. Die tweede ding is ek sal verseker met my jonger self praat oor Sorry Nicole, jy het verseker gesê net 'n slukkie van jou verseker beker vat en ek weet hy's 'n sterk een, hè. Jy gaan aan die einde van die program moet jy raai wat het ons vir jou daar ingegooi, hoor. Maar ja, ek sal met my jonger self praat en sê, bra, jy moet leer om met geld te werk. Want ek dink enige kunstenaar, weet jy wat is ons probleem? Ja. Ons dink nie dit kan eindig nie. Ja. Jy dink nie jy weet baie kunstenaars, ek dink meeste jong kunstenaars dink dit gaan vir ewig. It's forever. Ja, want dis wat ons op TV sien, jy weet, ek meen selfs die ouens wat nie meer op hulle heyday is nie, leef soos konings. Ja. Maar dis nie in Suid-Afrika so ongelukkig. En dit is ook hoekom daai ouens oor see 2 maande kan afvat. As hulle 'n maand toer, kan hulle 2 maande afvat. Ons moet maar dwarsdeur kap. Ja, ek dink nie eers om by jou aan te sluit. Ek dink jy kan ons Afrikaanse mark eers vergelyk finansiëel met wat in Amerika byvoorbeeld gebeur. Ek meen dit is totaal
verskillend, jy weet, ja, maar ek hoor jou, ja. So ja, daar's 'n hele paar goeters. Ek is nou bang om dit te sê, laat ek maar Nee, net. jy vat 'n slukkie, kry guts. By mekaar met daai wat jy eintlik sê. Definitief verseker dinge wat ek anders te sou doen. Maar jy moet, want dit en ons het al daaroor gepraat. En dit is soos jy sê, die jonger kunstenaars besef nie eintlik en ek vat jou eintlik nou terug na jou jonger want jy het dit ook nie besef nie. Daar's 'n rak lewe. En ons kan letterlik op ons hande tel 4 of 5 kunstenaars wat regtig hulle hele lewe lank dit doen in die musiekbedryf van die ouderdom van 20 af tot hulle sê net maar 60 jaar oud is. En jy doen dit nog steeds. Ja, ek meen hy gooi nog steeds. Jy gooi nog steeds. Daar's net soos jy weet met jou loopbaan, jou sangloopbaan. Daar's kere wat 'n ou nou peak vir 'n paar jaar en dan gaan jy en daar's nog nie een ou wat vir my kan sê hy het nog nie deur 'n dip gegaan nie. Dit gebeur. Verseker. En dis hoe jy daar deurkom en jouself weer optel. Op die einde van die dag gaan dit maar oor die musiek wat obviously song bly king, jy weet, dit wat jy uitbring. Die liedjie bly nog bo alles die belangrikste. Verstaan jy wat ek sê? So, maar jy gaan deur fases en ja, definitief. Ja. Ek dink ook wat in vandag se lewe gebeur is dat mense raak bitter vinnig verveeld. Ja. En variëteit is die wagwoord van die dag. Ja. Variëteit, wat is volgende, wat is nuut? Ja. Ek sien ook met die nuwe kunstenaars en ek spreek dit nie oor hulle nie, inteendeel ek spreek daarteen, maar dat daar 'n vinniger rotasie is. Ja, baie. Daar is van die kunstenaars wat langer hou, van die nuwer kunstenaars wat langer hou. Ek dink byvoorbeeld aan Brendan wat 'n lekker run het op hierdie stadium. Ja, dit gaan goed met hom. Ja. Maar die rotasie van die gemiddelde kunstenaar. Ja. Hy het 'n opskiet en sy afskiet is baie vinniger. Baie vinniger as wat dit was destyds. Ja. Nee, en as jy vat destyds, toe ek nou nog 'n muse was vir julle almal en saam met Dousy en Teens in die band gejol het in skouspel en voor ek 'n artist was. Nou, daai tyd was daar ook nie so baie sangers, suksesvolle sangers soos wat dit nou is nie. Nou wat gebeur is presies wat jy sê, dis goed vir Afrikaans en dis bly maar die tydperk wat jy daar is baie korter. Verstaan jy wat ek sê as wat dit vroeër jare was. Jy het langer runs gehad, jy weet as ek so kan sê wat 'n ou daar is. Waarmee ek jou ook moet geluk wens. Jy is een van daai manne wat 'n langer run het. Baie geluk daarmee. Maar wie wat is die verskil? Ek sê altyd as mense my vra, ek kon leer by julle en snaaks genoeg uit vir julle foute ook, omdat ek saam met baie van die manne getoer het in die pad, kon ek het ietsie van alles, by Teens het ek iets geleer, by Dousy het ek iets geleer, wat om te doen, wat om nie te doen nie. Van geleer. nie bygeleer, nie van geleer. Maar nou moet ek jou ook sê, jy het net 'n belangrike ding gesê van, as jy vir jou jonger self iets kon sê, net om geld beter te werk. Maar nou, jy was bloedjong. En ek het eers op 'n later ouderdom. Dit het my nou weer gehelp, want ek was jonk toe ek getoer het as musikant, maar ek het eers op 30.3 of iets, ek kan nie eens onthou nie, 34 op my eie gegaan en so nee, ek sê vir julle ouens weer dankie, jy weet uit en ek het baie respek. Nick, maar wat doen dit aan 'n man? As jy op 'n plek is waar dit regtig baie goed gaan in die musiekbedryf en jy gooi en jy doen 5 shows 'n week en soos jy sê jy's in daai mental space, maar dit gaan ek nou vir die volgende 40 jaar doen. Wat doen dit aan nou as jy dan daai dip vang en ewe skielik kry jy nie meer so baie shows in nie en 'n ou se CD's verkoop nie, jy het nog daai tyd jy hulle CD's verkoop nie meer so baie nie. Vat dit nogal aan 'n ou persoonlik raak, kan 'n ou so 'n bietjie in 'n depressie vasval en raak 'n ou op so 'n plek wat jy voel, ek wil miskien nie eers meer sing nie. Dis snaaks dat jy daai woorde gebruik. Want dit het 1 of 2 keer in my loopbaan gebeur dat 'n kliënt regtig nie hulle werk gedoen het nie. Byvoorbeeld, ek het een aand 'n opening gedoen vir 'n venue in die Kaap. En ek het na die tyd agtergekom, die enigste advertensie wat hierdie mense gedoen het was in die voorportaal van die shop van die venue. Ja. Maar dis die opening vanaand. Ja. So daar was geen advertensie gewees nie, daar was letterlik 4 mense gewees. Ja. En daai aand het ek vir die Here gesê ek wil nie meer sing nie. Ek dink ek nou genoeg. Dit was maar weet jy, ek dink as 'n ou nie in
in God gewortel is en besef dat God is jou voorsiener Ja. en jy sal okay wees. Dan ek dink as iemand met 'n groot ego in die bedryf rondstap en ewe skielik sien hy luister maar ek is net nie meer so populêr nie, ons nou die volgende persoon. Ja. Dan dink ek mag dit dalk vat aan iemand. Ja. En ek ken 'n paar mense wie al harde klippe moes kou weens ego. Ja. So jy weet ek meen ek is baie gelukkig dat ja, 'n mens het op en af met jou verhouding met God en veral wanneer dit goed gaan. Kom ons wees eerlik. Ja. Ou vergeet, dis nie dat jy arrogant raak nie, maar jy vergeet baie keer Ja. dat Waar dit kan eintlik vandaan weggevat kom. word. Ja, Ja, presies. So daar was al tye gewees waar ek voel yesterday, weet jy, hierdie maak seer. Hierdie maak seer. Ja. Maar jy weet ek is ook glad nie 'n afgunstige mens nie. So ek gun dit vir die volgende persoon. Jy weet elkeen het sy beurt en so aan en hey, hier's ek nog. That's it. Ek is miskien jy weet nie meer nommer 1 nie by elke fees nie and that's fine. Ek was vir 'n baie lang tyd. Ek sal nooit afgunstig wees nie en jy weet jy gaan op die verhoog en jy herinner mense. Ja. Wat dalk jy weet in die laaste 2 of 3 jaar lanklaas Vergeet dit. Ja, vergeet dit of Dis jy wat weet ek sê, ja. dan gaan jy op hierdie groot verhoog of op die klein verhoog en jy herinner die mense en dan kry jy die reaksie. Ja. En Dis dan is jy presies dit. dan sê Ja, in jou dis kop, eintlik weer fyn. in jou kop voel jy okay, jy is nie meer nommer 1 nie, maar dis soos jy sê, seisoene en fases en goed. Ja. Maar jy's 'n legend. Dit wat jy gedoen het. Ek meen ek praat met baie ouens in die bedryf daaroor wat al lank in die bedryf is. Dan voel hulle ook, hulle is nou kind of has-beens as 'n ou dit nou so kan doen. Dan sê ek vir daai ou, sê ek my broer, dink gou wat het jy reg gekry toe jy nou toe jy gegooi het. Ja. Jy's 'n legend. As jy op die verhoog klim, my broer, ek weet mense freak uit. En dis wat ek vandag vir jou wil sê wat jy nooit moet vergeet nie. Ja, baie. En dit gaan met almal so. Verstaan jy wat ek sê? Almal gaan deur dit en almal maar dit wat jy en jy's nog nie klaar nie. Jy weet ek dink daar kom nog uit jou pen of uit gaan daar nog 'n ding of 2 kom. Jy weet kyk vir Kurt. Ja. Kyk wat het hy nou weer met spinnekop reg Ja, gekry. Dis verseker. amazing. 100%. Dis flipping amazing. Net om te sê, hulle is die beste vliegskool. Ek weet al 'n paar jaar van hulle. Ek het nou nog nie gegaan self vir vlieglesse, maar as daar is ouens, selfs as jy wil as jy dit privaat wil doen of as jy kommersieel wil gaan. Ja. Is dit die plek om te wees en hulle ek dink 2 simulators soos hy gesê het. Presies. Blue Chip, Ons gaan Wonderboom. al die check hulle inligting uit. gooi ons nou hier onder. Het ons vir julle al die inligting. So gee daar vir enkele 'n likeie as jy ooit gedink het daaraan om jy wil 'n pilot raak. Dan gaan jy. Wat ek ook, jy weet ek meen wat ek ook moet sê is natuurlik baie dankie dat jy op van my goeders werk. Ja, natuurlik. Mag ek dit maar hier vir die publiek sê? Ja. Ja, Rikus doen gitaarwerk en pedal steel. Concertina gedoen nou. Concertina en pedal steel en al die tipe van goeders doen nou op van my nuwe liedjies. Ja. So baie dankie daarvoor. Dit gee my groot plesier. Ek moet sê as ek ook iets op die songs moet doen hoor. Yes, Ja. nee, verseker. Ek speel djembe vra vir Rikus flippend goed en dan het ek ook mondvletjie nou leer speel op een van sy liedjies. Ja. Wel, Maar verskriklik swak, ja. Nee, wel, ek het so 'n bietjie geluister na julle 20 jaar vriendskap gesprek. Okay. Baie interessant. Hoorie, maar kyk glo dat hy dromme gespeel. Doen jy dit nou nog? Nee, ek doen nie. Maar ek sweer hy sit een van daai ouens wat enigiets kan doen. En ek meen toe Robbie nou vir hom sê Robbie is nou met die musikale een tussen die lot en hy het gesê maar jy gaan nou vir my dromme speel. Klaar. Ja. Ja, maar nooit goed nie. Jack of all trades, master of none. Is dit Easy as that. Wel, ek moet sê ek het nogal gehou van die Bruce Lee ding. Ja. Want die oomblik toe jy sê ek wil hê julle moet gaan kyk na Bruce Lee. Toe gaan jy. Toe gaan ek. Toe gaan jy. In die middel van die twak praat. Maar dan het hy nou Gaan check 4 it views al, hoor, is my ma, my pa, my broer en jy. Nee, hy doen eintlik nie so sleg nie, hoor. Dankie nie. Ek wil jou 'n bietjie terugvat skouspel se jare. Yes. Dit was 'n great tye, nee. Dit was Hoe lekker het ons nie vir sy broer Yes, gelag ja. altyd. Kyk hy was dan
Hy was nou vir ons daar backstage in die dressing room as Robbie dan. En dit vir was ons. ook eintlik daai era, jou era wat daai was en dit was eintlik Robbie se Ja, Lulu ja. tyd, ook dieselfde Ja, tyd wat jy gehardloop het. Ek onthou die dag wat ons backstage was en Kurt is altyd die stoker. Instigator, ja. Altyd. En hy sê toe vir Robbie, speel vir ons daai nuwe lied, sing vir ons daai nuwe liedjie van jou. Ja. En hy sê toe iets van goeie genig tog of iets in daai rigting. Ja. En Robbie haak af Liewe daarso ouers. met liewe ouers. Goeie genig. Ja. Jesus, maar het ek gelag. Ek onthou dit soos gister. Ja, want hy onthou dit wat jy opneem, doen jy korrek. Ja. Dit wat jy live doen jy perfek. Ja. So dit wat jy opgeneem het is great. Dis oordink. Ja. Dis geconsider en dis opgeneem, maar dit wat jy live doen is in die oomblik. Ja. En ek sê vir jou, ek het vir my gelag, Ons nê. het so gelag. Ja, ek sê vir jou, ek het gelag, nê, dat ek moes knyp hier onder. Ja. Want Liewe hy doen ouers, is 'n raad. want hy vat net oor, nê. Dus Ek onthou dit. Hoorie, maar daai julle het mekaar flippend baie op die pad. Daar was eintlik maar net soos jy nou ook gesê het, nie so baie mense in die bedryf, manne in die bedryf wat gesing het nie. Daar was eintlik half 10 ouens wat regtig waar daai 5 shows 'n week gedoen het en uit mekaar flippend baie eintlik op die pad gesien daai tyd. Ja, en hè? by daar was baie meer feeste ook as wat daar nou is byvoorbeeld en ja, maar klop ja, goedjies kyk, ja. moet ek sê in die proses van dit maak was daar baie kompetisie. Dit moet ek sê. Van dit ek op skool was daar baie kompetisie en jy weet dan gaan jy in die musiekwinkels en dan sê die ouens, ja, these days, you know, everybody can make a CD in his own house en Dit is ook waar, ja. daai tyd. En dit was 90, ek het in 96 het ek gematrikuleer. Ja. Toe's daai storie al 3-4 jaar aan die gang wat elke ou vir jou sê ja, these days. What? Maar as jy deurgebreek het, dan daarbo was die kompetisie minder gewees. Korrek, jy's Sê reg. ek nou, jy weet ek meen ons praat van Robbie, Kurt, Juanita, Teens, Dozy, Steve, ek Toe kom maar Bok het so 'n bietjie bygekom. toe het Ry ook gekom. ja, Ry, jy het Wel dit hang af watter jare praat jy ja, jy het Eden gehad. Eden. Jy weet Bobby. Bobby, ja, maar Bobby Bob het uit actually later uit later gekom. Ja, Ja, dis wat ek bedoel nou die tydperk. Die ja. So, maar jy fanbelts, kyk die na- fanbelts het ook al gehad. maar jy het so 10, 11, Campbells, 12. ja. Jy het so 10, 11, 12 gehad. Ja. Nou voel dit vir my daar's 40. Dis baie. Nee. Maar as hoor dat jy sê daai tyd het hulle al gesê wat ons nou sê these days. Ja. Wys jou net. Jy's reg. Dit is nog altyd eintlik daar. Ja. Dit is nie Die- nou ewe skielik. Ja. Want daai tyd kon jy toe het CD writers net uitgekom en jy kon 'n album in jou huis maak. En daar was regtig ouens wat Ja. deur die nag en dan weet ek dan skryf daai ding real time. Ja. Dan skryf hy vir 70 minute en daai ou, jy weet hy's later so half van die slaap en dan so 80 minute later gaan sy alarm af, haal hy die CD uit en sit hy hom op die kas en sit hy 'n nuwe skoon CD in. En Dis so waar. baie ouens het hulle CD so gemaak, en verkoop by die Ja. shows. Nick, Yes. hoeveel CD's het jy verkoop daai tyd? In totaal physical. Voor ons nou physical, ja, Ja, voor ons. Ek reken tussen 650 en 700 Dis 000. amazing. Yes, Dink dis ek. baie. Dis unbelievable. Wel, weet jy wat ek meen, daar's ouens wat baie dankie, maar ek meen daar's ouens wat oor 1 miljoen verkoop het. Ja. Ek het altyd net gespog daai tyd met eerste en die tweede en die derde album het ek gesê, jy weet in Suid-Afrika het ek meer as Britney Spears verkoop. Ja, wat dit is, nee. Hier staan haar album op 50 of 60,000 en sy's 'n wêreldster. Ja. Dan staan ek so op 80, 100. Dan sien jy hoe loop die charts, Nicholas, Britney Spears. Nee, maar daai sales, daai verkope was ongehoord. En daar's net 'n handjie vol wat dit kon regkry. Dan ek wil nie name noem nie, maar jy en Bok en goed, daai was jy was soos 'n wat s'ie woord? Bok was ook 'n toe hy Della Reisland, dit was oornag maar uitskieters. uitskieters. Mense kom ons sê nou maar oornag uitskieters en Ja. jy was ook een van daai uitskieters. Ja, Ek wel sal dit nooit vergeet. Ja, maar ek moet vir jou sê, jy weet dit is 'n great gevoel, maar die voorbereiding, die 10 jaar wat jy voor die tyd ingesit het, Presies. het 'n ou nogal gegraaf, jy weet dan Ja. gaan sing jy by 'n plek vir 4 ure vir R250. Ja.
Jy weet, en dan sê ouens nog, jy weet, kan jy 'n bietjie sagter sit? Ja, ja. Maar jy het ook elke ou het ook 'n ander storie. Verseker. As jy vat jou storie, Bok het weer huise gebou. Hy het vir Groep 5 gewerk. Wraggie. Ja, ek beloof jou. Nee, lekker. Ek beloof jou. En hy wil weer begin bou. As jy nie hoe klomp kompleet die ouens. Ek weet Bok het as 'n joke, ek wil so graag hê, maar hy moet eintlik sy eie storie kon vertel op toe praat, maar ek en hy was 'n pelle van daai tyd af vandat hy nou kom ons sê nou maar bekend was, maar hy het my altyd vertel, hy het as 'n grap as ek gitaar het gehaal, as ek net daarmee as hulle nou gaan jag, hy's mos 'n groot jagter en visvanger. Grappe, David Kramer nagemaak, jy weet seker tipe goed en maar hy het huise gebou. Maar kom, is jy van skole waar die musiekgogga eintlik begin byt? Ek het nog nooit enigiets anders gedoen nie. So ek onthou die spesifieke aand, ek was 11 jaar oud toe ek wakker geword het, was 1:00 die oggend, en ek was lus vir die eerste keer in my lewe om gitaar te speel, want voor dit is ek geforseer om orgel te speel en gitaar te speel en lesse te vat, en ek haat dit, ek het dit met 'n passie gehad. Die aand het ek wakker geword en ek het lus gevoel om gitaar te speel, so ek het wakker geword en dit gespeel, en toe het ek besef, dis wat ek gaan word. Sure. En ek het nog nooit enigiets anders ter gedoen. Ek so vir 2 jaar gereis. Was iemand net musikaal in jou familie ook? Wel, my ma is musikaal en daar's so musikale aar in my pa se familie, maar my pa hy was misgevloei. Okay. Maar het julle nie iets in die huis, is 'n konsertina wat julle eendag vir my gebring het? Wel, dis een ding wat ek nog nooit kon bemeester nie. Ek kon enige instrument wat ek vat, kon ek myself leer. Die basics, ja, jy kon die basics doen. Ja, maar jy is baie musical. My bra, konsertina kan ek nie, want as jy hom uittrek, is dit een noot, en as jy hom indruk, is dit 'n ander noot. Selfe knoppie. Maar kan ek jou beloof? Ja. As jy sit met hom simoek speel, jy's baie musical, jy sal hom kan jol. Ja. Jy moet dit al ek weet net hoe skit julle daai goed so. Nee, daai's baie oefening, hoor. My konsertina is nou nog tyd, want ek het hom nooit gespeel nie. En dit vat nie lank om te leer, dit vat 38 jaar. Okay. Ja, so jy gaan hom op 67 gaan jy hom bemeester. Okay, nee, dan moet ek vandag begin. Ja, jou eerste les is hier so op twak praat wat Rikus vir jou sal gee. Jy kan 22, 23 instrumente speel. Nee, sê 13 jaar. 13. Yes, en jy viool speel. Vriend, nee, ek het nie een nie. Kom ek sê vir jou so. Ek het hom gevat al, iemand andersin, en toe kap ek sal regkom met hom, maar ek het nie. So ek kan die prinsipie is dieselfde as ja, ek gaan nie vir jou sê ek kan hom speel nie, want ek het nog nooit een gehou nie en ek het nie, en so ek jol hom nie. Maar hy kyk, die ding van instrumente is elke ding, of as jy kan byspeel, beteken dit nie noodwendig jy's 'n goeie gitarist, of as jy viool is ook een van daai goed. Daar is ouens wat viool kan speel, maar jy moet hom kan reg speel, jy moet hom kan verstaan, die essence van hom en whatever. So ek dink is met enige instrument maar so, ja. Kan jy speel jy 'n paar instrumente, nie? Maar die ding is ek beoefen dit nie. Okay. So ek kan drome speel. Elke keer as ek dit vat, dan moet ek myself net weer koördineer en net weer die ritme kry. Muscle memory. Ja, dis die muscle memory wat 'n ou in ding is in oefen. So ek beoefen dit nie. So ek moet elke keer moet ek myself leer net weer so vir 10 minute net die gevoel kry. Maar once ek kom dan kan ek gaan. Ja. Ons moet praat oor daai weer net terug na 2004, 2005, jy daai een ding waaroor die mense nogal baie gepraat het oor jou was daai skoene wat jy aangetree het. Jy het sulke vlamskoene gehad. Die mense, ek onthou almal het gepraat altyd as hulle van Nicholas praat en obviously jou musiek het flippend lekker gekuier, maar hulle het altyd oor daai skoene gepraat. Het jy nog daai skoene? Ja, ek het 'n paar pare van hulle. Het jy? Ek dink ek het so 2 uitgehou. Ja. Ek het van hulle eintlik al verkoop. Wragtig. Ek weet hulle keer niks nie. Nee. Maar waar het jy dit gekry of het jy dit self geteken daai vlamme op? Nee, weet jy wat? Nee, dis die snaakste ding. Ek het dit voor die tyd gesien. Van tyd tot tyd dan sien jy dit met die metal bands en met die hard rock bands en daai tipe van goeters en ek hou van hard rock en rock en kom ons sê ek hou van symphonic metal. En dan sien jy van tyd tot tyd die ouens dra dit, maar wat vir my gekry het is voordat ek my vrou ontmoet het, het ek geweet ek gaan met Britney Spears trou. Toe uitsel ek haar, toe wil sy nie met my praat nie. En toe Afrikaans is baie swak. Ja. Na dit, toe besluit ek maar ek gaan met Michelle Rodriguez trou,
wat Vin Diesel se girl is op Fast and Furious. Fast and Furious, ja. En dit was vir my die oomblik. Sy klim, dis die eerste keer wat jy haar sien in Fast and Furious nommer 1. Dan sit sy haar skoen so uit die kar uit. En dan sit daai skoene. Dan sit daai skoene. En ek dink toe by myself, maar yes, hierdie chick, jy weet, ek het nog altyd geweet sy sal vir my 'n pak slaag kan gee. Ek moenie wanneer ons trou moet ek baie mooi versigtig wees. Maar as sy nou nog manskoene ook dra, dan moet jy weet sy sal jou tande uitskop. Ja. En dit was vir my ongelooflik aantreklik. Ja. En toe begin ek die skoene soek. Ja. En ek het net gedink dit is die kick-ass skoene wat ek in my lewe nog ooit kon. Kyk maar ek weet die rooi vlamme het nou 'n bietjie afgekoel. Hulle is nou geel. Ja, hulle is nou geel. Maar ek hou nog steeds van groot skoene. Jy's nog steeds op die stiel toe. Ja. Wat jy moet kan terugskop. Ja. Hoor jy moet vir ons 'n foto stuur vir die jonger generasie wat nou nie met jou dinge groot geword het nie. Ons wil vir hulle wys hoe lyk daai skoene. So jy moet vir ons 'n foto stuur. Dis reg. As jy het ene met daai skoene. Maar dit was so deel van jou, jy weet. Ja. En ja, ek dink nie dit was 'n look wat jy nou jy dit jy love it. Jy hou van groot skoene. dit was nie 'n persona nie, want ek het baie keer dat ek die goed sommer net in die oggend as ek wakker word net aangetrek en my dag begin daarmee. So nee, dit was nie 'n persona gewees nie, dit was maar ek het ook baie slegte klere sens gehad. My vrou het net eendag vir my gesê so 2-3 jaar in ons huwelik. Toe sy sê, luister, ek en jy moet net 'n bietjie praat oor jou kleurkoördinasie. En van daai tyd af het ek besluit, okay. Ja. 2 na 3 klere op die meeste. En hulle moet werk saam, jy weet. So jy sal sien vandag my goeders pas verskriklik mooi. Jy gaan nou nie my pens onder, my belt onder my pens kan sien nie, maar is dieselfde kleur as hierdie. Maar jy sien. Ja, want en jou skoene en jou hemp? Ja, my skoene en my hemp en my hoed. Dis hoekom ons vir jou hierdie kleur ook gekies het met ons ligte, hoor. Ja, monsterkleur wat pas. Hoorie, maar jy praat so van Fast and the Furious. Ja. Jy's 'n petrolkop, jy like nog 'n kar of 2, hè? Ek is gelukkig of ongelukkig, want dit is 'n baie duur hobby. Okay. Weereens om terug te kom na geldbestuur. Ek het daai tyd 2 na 3 karre 'n jaar aangeskaf. Ja. Somme maar net want jy weet ek wou nog altyd so ene gehad het en hier kom dit nou op, ek moet dit hê. En dan moet ek so R300,000 spandeer om hom te restoreer. Ja. So daai het nou 'n bietjie afgekoel, maar ek is nou juis vandag op pad om te gaan kyk na 'n bakkie. Het jy nog 'n paar goede? Ja, ek het 'n paar van die ouere goeders. Ek het byvoorbeeld nog my Datsun, my eerste ene. O ja, ek onthou hom. En dan ek het so 10 jaar terug of 9 jaar terug het ek 'n cruiser gekoop, 'n 80 reeks wat vir my jy moet daai ding sien. Wat vir my die mooiste model van die cruisers was. My vriend. Jy sit nog met daai. Ja, dis my daily driver. Mag ons 'n foto van ek gaan hom vir jou verseker. Ja. Sal net die nommerplaat doodkrap. Dankie. Maar daar's baie boetes. Ja. So maar ja, ek is 'n bietjie van 'n petrolkop, maar ek dink meeste mans is. Ek ken min mans wat nie hou wat nie 'n kar kan. Ja. Jy weet of hulle nou act op die fascinasie of nie. Maar ek meen die ouens jy stop langs die pad of jy stop in by 'n robot en iemand waai vir jou en sê vir jou nee maar lekker man. Okay, het jy een ou gekry. Hoor hy voel 'n regte veer vir 'n kar. Ek beloof jou, dit fascineer hom glad nie. Dis nog al die een ding wat ek nie. Ek sweer nou met hom gepraat daaroor. Sê ek so wat 'n kar like jy kry vir ordentlik. Nee man, jy's letterlik die tweede persoon in my hele lewe wat ek raak. Wat karre niks. Ek sien hom hy vat my van punt A tot punt B. Snaaks die ander oud vir my presies dieselfde ding. Hy sal ook weird goed vir hom koop. Soos dan probeer ek hom help sê okay, die bakkie, alright. So dis wat ek dink en dan gekoop ek glad dit. Verstaan jy? Dan stap ek in en ek dink hierdie ding het lekker tyres, kom ek vat hom. Hoorie maar Nick, jaag jy 'n bietjie resies en so. Ek meen as jy nou daai karre het jy al aan voortrekker weg bietjie gaan jaag. Jy het kursusse gedoen het jy nie? Ek het eintlik vir 'n jaar was ek 'n professionele reisdrywer gewees waar hulle my betaal het. Wat? Ja. En dit was in 2014. So ek het die hele 2013 gevat om te train, net te train. En die 2014 het ek gejaag. Okay. Of 14 en 15. En dit was vir my baie lekker, maar dit het ook 'n ding genees.
daai ding van robot tot robot elke dag wakker ja. word en die wetter uit hom wil uittrap. Ja. Daai jaar se reisies het dit vir my genees. O. Nie dat ek nie meer hou van spoed nie, maar daai ding van jy word wakker en jy het net jy byt net op jou tande as jy die kar klim. Ja. Want ek het Jy het hierdie ja, en dan die kak so uit die ding uitkrap. trap hom. So ek moet sê ek het daai tyd op die baan het ek dan maar snaakse goeters gesien hoor. Okay. En weet jy 'n staaltjie daarvan is eendag uit die bloute uit kry ons 'n e-mail. Is daar enigiemand wat sal object as daar 'n 13-jarige meisie saam met ons begin reis? Nou moet jy verstaan. Bra, ek het gesien reisies is 'n lelike ding. Ja. Dis die manne is grof Ja. met mekaar. En jy weet ek gooi mekaar met helmets na die reis. Maar so nie eers net op die baan nie, na die Nee. tyd is die manne Na die hulle tyd, wil 'n ja. bietjie appels Seker. gooi. Kyk hierso. Baie soos Ben? Day Nights. Ben Morgenrood het eendag vir ag heerlikheid nou kan ek nie op die oom se naam kom nie, maar ook 'n pel van my. Hy, hoe kan ek nou die oom se naam vergeet? Wat ook gereis het. Ja. Dis nie om Sarel, dis Nee, iemand anders. net die ander ene. Ek voel nou sleg want as hy hierdie sien gaan hy vir my baie kwaad wees. Okay, ons Maar, nou onthou. Ja, maar hy het hom eendag so dwars oor die reis oor die wenstreep gestoot. Want toe hy sien hy gaan verbykom, toe sny hy hom af. Ja. Maar oom Ben vang hom toe so. Ja. En hy stoot hom so oor die wenstreep, so wen hy. Ja. En hy's dwars oor die wenstreep. Maar toe hy uitklim daar, toe gooi hy vir oom Ben met sy helm. O ja. Probeer hy hom doodgooi. So en ek meen ek het al gesien, juist die ding, ek is toe die enigste poepel wat sê nee, ek is nie gemaklik daarmee met 'n 13-jarige meisie. Dis Rolf Du Plessis, skus. Oom Rolf, oom Rolf. Dit is 'n eerlike fout gewees. Rolf Du Plessis wat ook 'n kampioen was. Dis hy. So Sarel, Ben en Rolf, ja. En anyway, maar ek is die enigste poepel wat toe sê nee, maar ek is nie gemaklik daarmee dat 'n 13-jarige meisie wat eintlik 'n dogtertjie is in my oë saam met ons reis nie. Die hele ander ou klomp van die ouens sê toe nee, hulle is fyn daarmee. Ja, hierdie karre doen 0 tot 100 in 3.5 sekondes. Ja, wat se sorry, ek wil jou nou vra, wat se tipe karre is dit? Hulle noem dit Legend Racing. So dis basies, dis 'n pypkarretjie wat dis amper soos 'n kitkar. Hy lyk soos 'n 1934 Ford. Ek het 'n 32 Dodge gehad. Jy weet dis klein karretjies. Hy's veel groter as die bank. Sê gou weer 0 tot 100 in 3.5 sekondes. Daai ding het 'n Hayabusa engine in, bra. My vriend, ons gaan vir ons broeke vol skuit in daai goed hoor. En sy begin toe saam met ons reis. En die eendag reis sy en sy besluit maar sy wil verbykom en iemand sny haar af. Nou moet jy onthou, daai ou Fords het so 'n skewe gat agter. Ja. En dan het hy die ronde mudguards wat saam met die boot gaan, wat so skeef is. Bra, en 'n ander oom besluit, nee, jy gaan nie verbygaan nie, en hy breek voor haar. Ou, sy ry oor hom. Oor sy dak. En sy land op haar neus aan die voorkant van die kar. Ja. Sy's 13. En hierdie oom sê, jy gaan leer om my te respekteer. Hy stoot haar. So. Oh my. En so het ek okay, nou in daai karre is die kans dat jy daai girl het sy nog gery na dit of is sy wat? Toe sy onder hom uit. Yes. Toe gaan sy en sy het verskriklik goed gedoen. Haar naam is Lonika Martens. Wow. Sy doen verskriklik goed vandag ook nog. O ja. Maar daarso het ek ook gesien dat ouens, oor mekaar gaan en dan op hulle dakke land en 6 keer rol en sulke goeters. Nou die kans dat jy baie seer kan kry op die baan is bitter klein, want jy word so styf ingestrek en jou kar is 'n staalraam. Hy daai staalpype wat 'n ou nou. Ja, so tensy jy teen 'n muur vasry, gaan jy nie regtig seer kry as jy rol en al daai goeters. Maar dit is scary wanneer 'n ou dit sien en dan besef jy, luister, as hierdie op die pad gebeur. Ek het nie 'n rolbaar nie. Ja. Daai is die ding. En dis waar ek agtergekom het, luister, ek is genees van daai ding van kyk hoe vinnig en jy weet en dan verloor jy partykeer beheer oor jou kar of iemand anders verloor beheer op jou. Jy's baie meer attent op
eintlik kan gebeur en jy sien hoe naby dit is en dis absolute genade dat ons nie elke dag op die pad vlieg nie. Ek En- weet daai. Soos jy sê, jy het nie 'n rolkar nie. Ons die tipe karre waarmee ons reis mos nou nie gemaak om Nee, hy is gemaak om op sy dak te bly Om te crash. maar dit is nogal scary so ou Maar was jy so 'n bietjie van 'n wildcat daai tyd? Nee, voor jy nou die genesing gekry het, was jy bietjie rof en O, nee, onverskillig in jou jonger dae? Ken jy okay, maar jy ken nou nie karre nie. Rikus, jy al 'n kar se propshaft afgery? Nee, nog nie, maar ek weet ja, jy moet nogal jy moet nogal effort en moeite insit om dit te Kyk hier so, jy ek het net nou vir jou genoem dat jy was saam met my neefie op skool Yes, ja. in Rustenburg. Ja. En ek kan hierdie staaltjie vertel want ek weet hy kyk hierdie podcast van julle. Ja. Dat ek het hom eendag met my Datsun 140Y by die skool gaan aflaai. En toe ek daar wegtrek, toe spin ek hom in eerste. Dis 1400 Datsun, bro. Ja. Toe spin ek hom in tweede. Ja. En in derde, toe ek hom so derde toe sit, toe maak hy so tjik. Was nie lank daarna nie, weg van die skool af, toe val die propshaft op die grond. Maar daai tyd het jy Nee, wat? Dit is seker maar 'n teken, dis 'n open timer. Dit is nee, maar weet jy wat is lekker? Ons het actually solar en ek dink Rikus dis die perfekte. Sorry Nico, ons gaan jou gou onderbreek. Dankie. Ja, ons het gelukkig solar. So as Eskom ons teleurstel, dan skop ons solar in. So Rikus, ons het vir Eagle Solar aan ons kant, né? Ons het vir Eagle Solar as 'n borg vir ons program. Jannie Kriegel, baie dankie my maat. Die wat vir Jannie ken ek en hy was een keer op ontbytsake saam met ou Dawie. So as jy vir jou besigheid of vir privaat solar nodig het, skakel vir Jannie by Eagle Solar en ons sit sy detail hier op. Is die man se pryse goed? Hoorie. Ja. Die beste en daar's nie een job te groot vir Jannie hulle nie. Eagle Solar. Hulle doen enigiets van huis, residensieel tot die grootste fabrieke, enige ding wat jy aan kan doen Jannie julle. So Jannie, ons sê vir julle dankie dat julle manne betrokke is hier by Twak Praat. Ons waardeer dit. Ons stap al 'n lang pad saam met ou Jannie. Baie lank. Is daar enige job te klein? Want ek dink dis wat meeste Suid-Afrikaners wil weet. Is daar enige job te klein vir jou? So hy het nou die dag solar op 'n long drop gesit. Ja. Hy long drop het krag nodig gehad. Jannie hulle het 'n solar stelsel ingebou. 'n alarmstelsel op hom gesit. Alarmstelsel, so 'n klein batterytjie solar stelsel, daai toilet, daai kakkas het nou lekker krag. Ja, nee man. Hoorie Nick, maar nou wat ons praat oor die Wildcat om nou terug te kom. Was jy nogal rowwerig geweest? Was jy al ooit met bekleiereis betrokke daai tyd toe jy geshow het? Nee, ek vermy dit ten alle koste. Ek het wel eendag 'n vrou. Dis nie 'n populêre ding om te sê nie, maar ek moes wel eendag 'n vrou met die mic slaan. Vragtig. Maar bra, dit was 'n lelike ding geweest. Ja. En dit was ek gaan nie sê waar dit was nie. Ja. Maar ek het eendag die verhoog was 'n gewone verhoog met 'n catwalk in die gehoor in. Yes. Was op 'n rowwe plek geweest. Ja. En ek het net op 'n stadium toe voel ek 'n bries. Okay. In my lies agter. Ja. Toe het 'n vrou wat dis twyfelagtig of sy eintlik 'n vrou is, want ek weet nie hoe sy dit gedoen het. Ja. Het 'n vrou my so gevat met een hand en my denim geskeur. Van my bout tot agter my knie. O, wetter. Het jy onie aan ek dra nie onderbroeke nie. Soos nee, wel dit was net so kleft geweest wat sy geskeur. Okay. Ja. So in die middel, so in die middel van die regterbout. En uit pure skok uit het ek omgedraai en geslaan. En dit geswaai. Wat ek op die hand. Net 'n tipe van 'n soos 'n stout maar ek het toe nou die mic in my hand. Die mic gebruik. Okay. Maar toe is die show ook verby. Jy weet ek meen wat kan jy nou doen? Ek meen ook in die kaal gat staan en show ook in 'n geval. Ja, wel ek meen ek het spaarbroeke gedra of gebring. Ek het gewoonlik 'n spaarbroek. Want daai tyd het ek baie keer 'n wydsbeen gegaan en dan skeer die ek onthou daai move. Ja. Maar so ek het spaarbroeke, maar ek was toe nou so afgesit deur. Sorry, maar net gou om terug te kom. As jy nou nie onnies gedra het nie en jy daai move gedoen en hy skeer dan ek weet dan kan 'n ou se sak deurhang daar. En jou klok kan lui. Nee. Gelukkig 'n denim met 'n kruis waar hy bymekaar kom hier onder jou chomma. So
So hy doen eers sy navorsing, hoor. Keer agtertoe. Hy het altyd gelukkig agtertoe geskuif. Hy het sy navorsing eers gedoen. Maar dan moet jy sien hoe loop jy soos Charlie Chaplin van daai stage af hoor. Sulke stywe boutjies. Hoorie Pella, en so baie mense jy's ook nie verskriklik in die media. Ek verkies dit ook so. Ou doen maar jy privaat hier. Maar hoeveel jaar is jy nou getroud al? Dis al Ek het in 14 getrou. So ek is nou 11 jaar getroud. 11 jaar getroud al. Jy kiddies, Nick? Ja, ek het 2 kindertjies. 2 kindertjies. Ja, dogtertjie en 'n seentjie. Ag, lekker. Hoorie, en ek meen dit kom bringe ou nou eintlik terug. Jy het 'n massive liefde en passie vir musiek, maar daar's hom eintlik niks wat 'n ou daai familie is hom net besef 'n ou later. Ja. Al is 'n ou partykeer soos jy sê bietjie meer nou by die huis wat jy daai tyd is eintlik vir 'n rede. Ja, maar dis en dis reël. Nee. Jy weet ek meen wat 'n ou agterkom by die shows soos wat jou populariteit jy weet op en af gaan dan jy hit dan is jy populêr dan skiep jy 'n jaar dan vergeet die mense van jou. Yes. Dit wat by die huis is eg. Dis altyd jy's altyd geliefd daar so ek meen julle kou klippe saam. Ja. Daar's goeie en slegte tye maar die liefde gaan nie weg nie. Ja, dit is so. So dit is reël en jy weet ek meen daar's is ek kan nou nie onthou wie was dit nie was dit wie is dit wat Making Love Out of Nothing at All gesing het. Wie is dit? Air Supply. Dis hy. Daai song. Ja. Het die mooiste lirieke in. Everything I have is nothing till I give it to you. Ja. So alles wat ek doen, as ek dit nie met hulle kan deel of vir hulle kan gee nie, waarvoor doen ek dit? Exactly. So dis woorde om volgens te leef. Ja. Nee, absoluut. Nick, dankie dat jy by ons kom kuier het, my vriend. Ons tyd het uitgehardloop. Ek sien ons is daar, so maar ek kan nie glo ons het deur hierdie ding gekom sonder nog 'n ongeluk nie. Kan jy miskommunikasies, datums wat nie uitwerk nie. Net voor ons rekord gedruk het toe jou versekerbeker uit jou hand uitgeval. Koffie uit oor alles. Ja, alles het skeef geloop van hy het geval net by hierdie stoep. Hoorie, so jy moet net vir ons 'n laaste keer lig daai versekerbeker van jou. Seker. Want ons het vir jou 'n baie sterk ene gegooi. Jy moet vir ons raai wat het ons toe vir jou gegooi. Vat 'n laaste sluk. Vir die mense daar buite, dit is skoon water. Dankie ou Nick, dit was lekker, hoor. Cheers manne. Cheers.